vra, wie nie net in jou eie woorde, net vir wie Jesus en wat Jesus vir jou is. Net sê, Here, dankie vir wat U vir my beteken. Here, dankie vir môre, vir hierdie lieflike dag, hierdie sonskyn. Here, dankie vir môre, dat U sorg, U beskerm. Here, dankie vir die kos in my kaste, die petrol in my kar se wiele wat rol vorentoe. Here, dankie vir môre dat ons kan saam wees waar ons nou is. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie dat ons kan weet, dat U 'n lewende God is. Ons staan nie voor 'n houtkruis, wat van 'n boom afkom, wat geen lewe meer het. Nee. Ons staan voor die koning van die konings. Ons staan voor die leeu van Juda. Ons staan voor die een wat al ons sondes op hom geneem het. In ons plek. Ons bid, Vader, ons Vader wat in die hemele is, laat U naam vanmôre geheilig word, Here, met elke persoon se dankbaarheid. En so kom ons, Here, en ons kom onderwerp ons vanmôre aan die woord. Die Bybel sê, U het die woord gestuur om genesing en herstel te bring. En Here, ons staan vanmôre op 'n plek waar ons land genesing en herstel nodig het, waar ons wêreld genesing en herstel nodig het. En ons bid, Here, dat hierdie woord wat gestuur is, Here, ons ontvang het vanmôre. Heilige Gees, ek bid vanmôre dat U die krag in ons sal wees, wat hierdie woord sal manifesteer tot in die uithoeke van hierdie aarde, die donkerste plek wat nog nooit lig gesien het nie, dat hulle sal lig sien, Here. En ons dankie dat ons vanmôre U woord kan ontvang. U doen die werk. Ons is getrou en ons maak onsself oop. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes. Thank you, Lord Jesus. Dankie, Vader. Word verheerlik. Amen. 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 Ons kan ons sitplekke neem. Vanmôre gaan Gerrit vir ons die woord bedien. Kan julle onthou wat het verlede naweek gebeur? Kan jy onthou? Baie geloop. Jy onthou? Dit was die geleentheid wat ons dankie kon sê vir Jesus. Dat ons geloof nie te vergeefs is nie. Die feit dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, dat hy opgestaan het uit die dode en elke woord bevestig het wat hy gesê het. En ons staan vanmôre in daardie oorwinning. So Here, baie dankie. Ons sien uit na die woord wat die Here vir jou gegee het vanmôre. Amen. Prys die Here. Halleluja. Goeiemôre almal. Ek was vanmôre so rapsie laat, so ek kon nie groet. En te kere gaan buite nie, so nou sê ek goeiemôre.
Kom ons sluit net gou die oë. Vader, ons loof en prys U in hierdie oggend, want U is ons God en U is ons koning. Here, ons het die vrymoedigheid vermoë om dit te verklaar en uit te basyn in die geestesriem, sodat almal kan weet, Here, dat ons U kinders is en dat U ons God is, dat U getrou is en dat U regverdig is, Heer, en dat U vir ons lief is en dat niks ons kan skei van U liefde nie. En ons prys en eer en loof U daarvoor, Here, en ons dank U dat ons hier kan wees, Here, dat ons die geleentheid het vermoere om ook as gelowiges en heiliges by mekaar te kan kom en in die naam te kan vergader, in die teenwoordigheid te kan wees, Heilige Gees, dat U absoluut in beheer is en dat dit 'n voorreg is, Here, wat ons het om hier te kan wees. En daarvoor is ons ook baie dankbaar. Ons vra vermoere, Here, dat U ons 'n leerbare gees sal gee, dat U ons gedagtes gevange sal neem en dit verander en vernuwe, sodat die woord op vrugbare grond sal val vermoere, Here, en dat ons werklik 'n verskil sal maak in die lewe wat ons lewe, tot verheerliking van U naam. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, die naam by elke naam. Amen. Ek moet nou mooi dink, wat 'n sak gaan ek 'n bril uithaal, want ek het 'n paar brille vir verskillende jobs. Okay. So ek glo hierdie een sal die regte een wees. Ja, dit lyk my so. Die tema is die wenresep vanmôre. Ons praat vanmôre oor 'n wenresep. Nou ek is nou nie 'n bakker of 'n kok of 'n ding nie, maar ek verstaan om so 'n bietjie van resepte. As jy kyk na 'n resep, dan beteken dit dis iets wat jy wil bou of iets wat jy wil maak en jy het sekere goed nodig om hierdie ding te maak. Obviously, die eerste stap is jy moet eers besluit wat wil jy maak. Okay, stap 1. So wat wil jy maak? En dan stap 2 is dan, wat het ek nodig om hierdie bedryf te doen, hierdie ding te bou? En dan het ek genoeg van hierdie goed om hierdie ding te bou. En hoe lank gaan dit vat om hierdie ding te bou? En wat is die verwagte eindresultaat? Dis min of meer, ja, vrouens wat hier cupcakes en al die goeders doen, julle sal, is dit reg? So iets. Okay. Ons kom vanmôre om die draai gery hierso, net daar naby Crystal Springs, en die sonnetjie kom lekker deur, hy skyn op die pad, en toe so om die draai kom, toe is daar 2 bojane in die pad. Een in die aankomende baan en ander een lê vlak op die draai in my baan, op die naad van sy rug, hande agter die kop, oopgespalk, die son skyn waar hy nog nooit geskyn het nie. En daar lê hierdie bojane, en ek dog, ja, jy sien, hy het die regte resep vir lekker warm word. Dit was sy resep, en Smaakbit was suksesvol, maar hy het vinnig gestop, ek het sy resep kort geknip, omdat hy moes pad gee. Maar so het ons vandag in ons lewe, dink ek ook 'n resep nodig. Want as ons kyk na wat ons aangaan, dan het dit so bietjie verander. As ek nou terugdink aan jare gelede, dan is die goed wat met 'n mens gebeur, baie meer persoonlik en beheerbaar van jou kant af gewees. Maar vandag as ons kyk, en elke môre omtrent as jy opstaan, is daar ander goed wat van 'n ander oord afkom, wat jy nie regtig beheer oor het nie. Wat jy nie regtig oor weet wat is die antwoord daarop nie. Wat jy nie regtig oor weet, waar is die oorsprong van hierdie gemors nie, behalwe wat ons weer is boos. En jy weet nie regtig wat jy moet vra, hoe om hierdie ding uit te sort nie, hoe om hierdie ding op te los nie. Ek meen, hier wil jy ons Oranje toe march, en hulle wil Kleinfontein aanvat. Really? Maak dit sin? Maak nie sin nie. Het dit invloed op my en jou? Maybe, ja, dit kan. Daar kan groot dinge gebeur. Daar's ouens wat kom met profesieë oor die land, en oor sy toekoms en goeders wat gebeur. Ek en jy was nie deel van daai profesie. Die profesieë was nie aan ons geopenbaar nie. Ons moet dit nou eers verifieer, voordat ons daarmee kan saamstem of nie daarmee saamstem nie. Maar ergens moet ons op 'n punt kom en sê, maar waar staan ek in hierdie ding?
Hoe hanteer ek hierdie goed? As ek skielik die môre opstaan en sê ek, maar hier is nou apartheidsbelasting. I mean, really. Waar kom die gemors vandaan? En dit het 'n invloed op my lewe, want dit het 'n invloed op die land. En al wat ons kan agterkom is dat al hierdie goeters wat gebeur, kom van somewhere af. En ongelukkig moet ek dit nou vandag sê, dit kom van die parlement af. Want daar's boosheid daar. En dit is so. Maar daai boosheid het 'n invloed op my en op jou. Dit het 'n impak op ons lewens en op die mense waarvoor ons lief is en vir wie ons omgee. En hoe moet ons dit hanteer? Wat is die antwoord op hierdie goed? Is daar 'n resep om hierdie goed hok te slaan? Is daar 'n resep om ons aan die oorwinningskant te laat bly staan, want ons is in oorwinning saam met Christus Jesus? En ons wil vanmôre vinnig daarna kyk. Hoe dit by mekaar pas en hierdie resep wat ons dan nou het, wat is die bestanddele van die resep? Hoeveel van dit het ons nodig en hoe meng ons hierdie ouens om hierdie resep te laat werk? Die woord van die Here sê vir ons uitdruklik dat die eerste ding wat ons moet hê as kinders van God is geloof. As ek nou vinnig dink aan 'n kind van die Here, wat moet jy om gered te word? Jy moet glo. As jy nie glo nie, dis stap nommer 1. So Hebreërs 6 vers 11, Hebreërs 11 vers 6, ja, redelik om, sê vir ons hard en duidelik dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want kyk wat sê, hy sê wat hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. So dis stap 1, ons moet geloof hê. Ons moet geloof hê. Ons weet die woord sê vir ons, nader tot God, hy sal tot jou nader. Die woord sê vir ons, soek jy sal vind, klop vir jou sal oopgemaak word, vra vir jou, jy sal kry. Maar die bestanddeel, die hoofbestanddeel in die resep is geloof. Hoe mate van geloof? Wat sê ons die woord is geloof? Hebreërs 11 vers 1. Ons almal ken die vers. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So wat is ons hoop nou? Ons hoop is nou dat ons 'n verandering kan bring in die regering of in die land, sodat dit met ons beter kan gaan, sodat ons die Here kan dien en loof en prys, sodat hy die eer kan kry vir die oorwinning wat ons gaan behaal, want net hy gaan hierdie situasie red. Net hy gaan hierdie ding omdraai. As ons in die woord kyk en ons sien maar, daar's boknasies en skaapnasies, as ons kyk in Openbaring, dan weet ons dat die skaapnasies is die ouens wat saam met Israel gegaan het, of Israel ondersteun het, en die boknasies is die ander ouens, so dit is nie baie rooskleurig nie, as ons nou kyk, hierdie regering het besluit, hulle staan teen Israel. Ek like dit nie, want kos, ek wil nie 'n boknasie wees nie. Maar ek moet iets daaromtrent doen, want ek weet hiervan, ek kan dit nie net los nie. As ek dit los, is ek onverantwoordelik. Ek het 'n verantwoordelikheid, ek moet daar goed kyk, ek moet sekere goed doen, want ek en my gesin, ek moet hulle lei, ek moet hulle wys, ek moet hulle vertel, hulle moet weet waartoe om te gaan, ons moet gered word, dis my funksie, dis my doel. Maar wat is my resep? My resep is stap 1, ek moet geloof hê. As ons kyk na wat Jesus Christus vir ons voorbeeld op aarde was, daar's baie plekke, kom ons kyk vinnig daarna. Hoe was Jesus gefokus op geloof? Matteus 8 vers 13. Matteus 8 vers 13, kyk ons, is die hoofmaal oor 100, wat gekom het en gesê, sy het net gesiek, en Jesus sê vir hom, is reg, ek sal kom, en hy sê, maar jy hoef nie te kom nie, jy hoef nie na my huis toe te gaan nie, jy moet net gesê, die goed sal gebeur, ek weet dit, ek glo dit, en Jesus sê vir hom, kyk wat sê hy sê, gaan en laat dit vir jou wees, soos jy geglo het.
Jesus sê, laat dit vir jou wees soos jy geglo het. As ons kyk in Markus 2 vers 5, Markus 2 vers 5, dit gaan oor die ouens wat, die 4 manne wat hierdie verlamde ou op sy bed gedra het, en hulle kon nie by Jesus uitkom nie vanweë die skare, en toe kom hulle na die dak van die huis afgehaal, en hulle die ou deur die dak laat sak, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seën jou sondes is jou vergewe. Maar die deurslaggewende faktor daar was die geloof wat geopenbaar was. Matteus 9 vers 20. Matteus 9 vers 20. Dis van die vrou, ons almal ken die verhaal, en daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. Weereens die geloof. Die vrou het vas geglo, haar hoop was, as sy aan Jesus se kleed kon raak, sal sy gesond word. Dit was haar vaste vertroue op die dinge wat sy hoop. En Jesus het gesê, jou geloof het jou gered. Dieselfde Matteus 9 vers 28 en 29. In feite, hierdie vrou het ingekom, Jesus was op pad om die blinde ouens te gaan gesond maak, toe sy ingekom het en ons sy kleed gevat het. Jesus sien ons, Jesus is op pad om blindes te gaan gesond maak. Hy sê, nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Hulle antwoord hom, ja Here. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Weereens sien ons, dis op verskeie plekke waar Jesus klem lê op die hoeveelheid, op die soort van, op die geloof wat die persoon het. Boetas en sissas, as ons glo dat ons nie 'n verskil kan maak nie, dan sal ons nie 'n verskil maak nie. So simpel soos dit. As ek glo, ek gaan nie die hek oop kry nie, dan sal ek hom nie oop kry nie. Maar as ek glo, ek sal hom oop kry, gaan ek 'n plan bou tot ek hom oop het. Dis die verskil. Jesus sê van die begin af, dit is hoe dit werk. Jou geloof bepaal jou vermoë in Christus, in God. Stap 1, glo dat God is. Wat beteken dit? Dis 'n preek op sy eie. Maar boetas en sissas, elkeen van ons het 'n persepsie van wat is God, en wie is God, en wat is hy in ons lewens, en wat se rol vervul hy in ons lewens. Ons praat baie keer van, wie is ek in Christus? Nee, wie is Christus in jou? That's the question. Want dit bepaal jou vermoë in Christus. So, die eerste bestanddeel van hierdie wenresep is geloof. En ek en jy moet sorg dat ons die regte geloof het. Jesus sê in Matteus 21, Matteus 21 vers 22, sê en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, as julle glo. Jesus sê vir ons dit, die Alfa en die Omega. As jy glo, sal jy vra, en jy vra in gebed, sal jy ontvang wat jy glo. Ek dink ons hoef verder daaroor te praat nie. Nou kom Judas in Judas 1:20 en hy sê vir ons, maar hoe werk hierdie geloof? Hy sê, Judas 1 vers 20, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid.
So nou sien ons, daar's nog 'n bestanddeel. Ons het geloof en nou is dit gebed. Jesus sê, wat jy in gebed vra, sê jy kry as jy glo. Hierdat sê jy met jou opbou in jou allerheiligste geloof en in die Gees bid. Bid en in die Gees. En dis die 3 bestanddele. Geloof, gebed, Gees, Heilige Gees. Nou gaan jy vir ons vra, maar hoekom Heilige Gees? Hoe werk dit dan nou? Kom ons kyk bietjie. Heilige Gees, weet ons, Jesus Christus het vir die mense gesê, al sy volgelinge, verskoon, ek moet weggaan van hierdie wêreld af. Want as ek nie weggaan nie, gaan julle nie die Heilige Gees kry nie. Want Heilige Gees het 'n spesifieke funksie wat hy het om te verrig op aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Jesus het sy disippels uitgestuur, maar voordat het hy hulle die Gees gegee en mag gegee om siekes gesond te maak en bose geeste en onreine geeste uit te jaag en elke kwaal te kan genees deur die krag van die Heilige Gees. Nou kom Jesus en sê, maar hierdie Heilige Gees moet ek vir julle bring. Ek moet gaan sodat hy kan kom en hy gaan by julle wees elke dag. Want hy gaan in jou wees. Jy gaan hierdie krag ontvang en die Heilige Gees, buiten dat hy die trooster is dit die een wat jou gaan lei en wat jou gaan onderrig in al die waarheid en aan jou verborgenhede openbaar. Dis wat hy kom doen. Romeine 8, vers 26, 27 sê ons, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Kom ons dink dit so vinnig bietjie aan hierdie vers. Ons het nou gesien, Judas sê, ons moet onsself opbou in ons allerheiligste geloof. Hoe doen jy dit? As jy nou in Afrikaans of Engels of Tswana of Pedi of wat ek al moet dit doen, hoe gaan jy dit doen? Ek weet nie. Wat gaan ek sê? Ja, bou my op, ja, bou my. Nee, ek weet nie. Heilige Gees weet. En daarom sê die woord vir ons, bou jouself op in jou allerheiligste geloof deur te bid in die Gees. Want die Gees kom ons swakhede te hulp wanneer ons nie weet wat om te sê nie. Hoe om dit te doen nie, dan tree hy vir ons in. En hy bid namens ons. Want hy bid, hoe? Volgens die wil van God. Wat meer wil jy hê? So is dit noodsaaklik. Jesus is baie noodsaaklik. Hy tree vir ons in. Kolossense 2 vers 7. Hoe bou ons op? Wat bou ons dan op? Ons bou, ons is gewortel en opgebou in hom, Jesus Christus, en bevestig in die geloof, dat die mate wat ons glo, nee, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. So die opbouing in geloof is geloof in Christus Jesus. Dit is die kennis van Christus Jesus, die liefde van God wat oor alles moet oorkom, wat alles moet oorvat, wat volmaak en volkome in ons moet word. En dis waar ons moet opbou, maar hoe doen ons dit? Ek weet nie om dit te doen in Afrikaans nie. Maar die Heilige Gees kan dit vir my doen. Want hy weet wat om te sê. Hy weet hoe om dit te doen. Kyk wat sê Efesiërs 3. Efesiërs 3 van vers 16 af. Hy sê dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel
en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. En kyk dit wat sê, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het, om te doen ver bo alles, wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Jy sien, die wenresep is geloof, gebed en Heilige Gees. Maar dit word bepaal deur die eerste bestanddeel, en dit is die geloof. Wat is jou geloof? Glo jy dat as ek my hande op Eddie lê en vir hom bid, hy gaan gesond word? Of glo ek dit nie? Glo ek dat wanneer ek lewe spreek oor my familie en my gesin, dat dit gaan werk of nie? Glo ek dat wanneer ek gaan eis 7voudig terug van wat die vyand by my gesteel het, dat ek dit gaan kry of nie? En so kan ek aangaan en die vraag vra, glo ek? Want as ek in gebed dit vra en ek glo, dan gaan ek dit kry. Glo ek dit? So wanneer ons nie kry nie, wanneer ons vra en nie ontvang nie, en wanneer ons sukkel en stoei, en ons kry nie uitslag en deurbrake nie, dan moet ons nie altyd sê, maar dit werk nie, of Here het my gelos het, moet ons dalk bietjie net vra, wat glo ek? Wat glo ek regtig? Jy weet, getuie uit my eie lewe uit, 'n klomp jaar gelede, was ek retrench, en vir 2 jaar het ons nie werk gehad, inkomste gehad, regtig nie. En dit het in so 'n situasie ontaard, dat ek op 'n stadium gestaan en sê, dis nou die laaste maand, as hierdie maand om is, dan gaan hulle my blyplek kom vat, dan het ek nie meer 'n plek waar ek kan bly nie. Die 17de November 2017, die einde November sal my plek vat. 17 November 2017, toe kry ek werk. Net so, een middag, laat die middag, dit was al by 4 uur, Steven sal onthou, toe word ek gebel vir die myn af en sê, ons soek 'n ingenieur. Daai selfde aand is my kontrak geteken. Ek was nog eens by die werk nie. Dis die Here. Dis sy getrouheid. Maar wat is jou geloof? Wat is jou geloof? Soms is dit baie moeilik om aan daai geloof vas te hou. Want almal om jou stem nie saam met wat jy glo nie. Almal om jou wil ander goeie sien. Almal om jou wil sekerheid sien en sekerheid hê, terwyl jy vas dan sê, maar ek weet die Here gaan vir my deurkom. But it's been 2 years, so what? Dis nie altyd so maklik nie. Jy het ondersteuning nodig. Jy het geloof nodig. Waarin? In God. As jy na God toe gaan, moet jy glo dat hy is. En die mate van wat jy glo wat God is, bepaal wat jy gaan hê, bepaal jou vermoëns, bepaal die krag van jou gebed. Die woord sê vir ons, die vurige gebed van 'n gelowige, van 'n regverdige, het groot krag. Wanneer jy vurig? Wanneer is jy vurig? Wanneer jy oortuig is van iets. As jy nie oortuig is nie, dan of jy bly stil of jy fluister. Of jy tune jou chommy langs die kant, waar niemand jou hoor nie. Maar as jy oortuig is, dan is jy nie skaam om te praat nie. Dan is jou mond groot oop. Kan ons monde groot oop maak in geloof? Kan ons werklik daar sit en sê, maar weet jy wat?
Here, ek weet nie wat in daai parlement aangaan nie, maar ek weet, hierdie land het verandering nodig. Big time en baie vinnig. En is dit besig om te gebeur? Ja, dit is. Definitief het is. Maar ek en jy het 'n job, ek en jy het 'n verantwoordelikheid, ons moet bydra daartoe. En ons moet in die Gees bid, en in geloof bid, en sê, verander hierdie sake, Here, volgens die wil en plan. En laat Heilige Gees by ons intree in ons swakhede, want ons nie weet wat om te bid nie. En laat ons die dinge verander. Want jy sien, die situasie, die tyd, die milieu waarin ons lewe het so verander, dit gaan nie meer oor my en jou nie. Lankal, dit het nog nooit. Dit gaan oor 'n prentjie baie groter. En omdat die einde van daai prentjie baie naby is, en in sig begin raak, moet ek en jy ons gebedslewe bietjie verander, en ophou selfsugtig bid. Ons moet begin bid, vir die wat nog nie gered is nie. Ons moet begin bid, dat die land kan verander. Ons moet begin bid, dat ons persone in gesagsposisies kan verander, sodat hulle ook gered kan word. Sodat hulle ook by God kan uitkom. Want hoe anders gaan hulle die land verander, as hulle nie verander nie? Enige verandering wat moet plaasvind, begin by jouself. Niemand anders gaan verander nie, jy moet verander. Dit het ek nou baie maal in my lewe geleer. As jy 'n verandering sien, verander self, dan verander dit. So ons kan nie verwag dat die land gaan verander, en die regeringsamptenare gaan verander, as hulle nie verander nie. So ons moet bid vir hulle verandering. Presies wat dit is, en vir wie wat moet werk, dit sal Heilige Gees hanteer. Maar dat ons die geloof, om in elke sfeer van ons lewe, in elke saak, in elke aspek van ons bestaan, in geloof te staan, en te bid in die Gees, en glo dat dit gaan plaasvind. En dis die boodskap vir môre. Daar is 'n wenresep. En die wenresep is 'n volmaat van al drie. Geloof, gebed, Heilige Gees. Dis die wenresep. Vir hoe lank? Sonder ophou. Sonder ophou. Amen. Amen. Dankie, pastoor. Baie dankie Gerard. Ek bedien die Engelse diens hierna en die tema van my preek, en ek dink nou nie Gerard het te kort gepreek dat ek nou die Engelse diens nou gaan preek, is He's the promise keeper. En ek wil vandag vir jou sê dat ek het hierdie so geniet, want dit is presies wat ek in die Engelse diens moet preek. En wat die Here vir my gewys het vir die Engelse diens, hoe belangrik is die Heilige Gees vir ons. En ons het dit, maar ek weet nie of ons dit altyd besef nie. En ons kyk terug na wat het Jesus aan die kruis gedoen. En ons is nou deur die verloop van jare, ken ons nou al die verhaal, en ons besef elke jaar iets meer en meer rondom die kruisiging, en dat hy vir ons sondes gesterf het. En ons besef dit het gebeur dat hy opgestaan het. En ons besef dat hy die Heilige Gees gestuur het. Maar tog is daar nog steeds so min van Heilige Gees wat wys. Is daar so min geloof wat eintlik geaktiveer word. En die woord gaan uit en hy verwys nie na ongelowiges nie. Die woord praat nou met gelowiges. Ons wat verklaar en sê ons glo.
So ons kan dit sê. En hier is my vraag, is dit genoeg as ons dit net sê? Want die vrug is aan die boom. En as ons na die vrug van ons land kyk, dan kan ek vir jou sê, dis nie goed genoeg dat ons dit net sê nie. Ons moet dit wys. En vanmôre wanneer ons by die tafel van die Here is, en ek sê tafel van die Here spreekwoordelik, want ons het net 'n houertjie en 'n botteltjie vir jou gegee, dat ons saam die liggaam van Jesus kan deel met mekaar, en in eenheid dit kan doen. Die vraag is, wat sê ons hiervan? Glo ons dit? Glo ons dat Jesus vir ons sonde gesterf het? Glo ons, Jesus het die perfekte offer geword? Jy sien, elke offer wat voor Jesus geoffer was, hoor mooi, was geslag en het dood gebly. Jesus word die perfekte offer, deurdat hy al ons sondes op homself neem. So Jesus wat geen sonde het nie, wat die perfekte lam is, neem al ons sondes, sodat ons kan skoonkom. Hoekom? Ek kan vir jou dit sê, ek weet nie hoekom regtig nie. Ek verstaan nie daai liefde nie. As jy vanmôre, kom ons sê Eddie, jy het op 'n stadium baie geld gaan spandeer en jy 10 miljoen rand se skuld. En ek sê vir jou, ek het 10 miljoen rand. Ek het net 10 miljoen rand. Maar ek sal, vat my 10 miljoen rand. Sodat jy nie meer hoef skuld hoef te hê nie. Verstaan jy wat ek sê? Wat is sonde? Ag, sonde is daai woord wat niemand van hou nie. Wanneer ons die brood breek, sê Jesus, is my liggaam wat vir jou gebreek is, sodat jou sonde vergewe kan word. Die sonde wat jy gedoen het, het miskien in die lewe 'n pak slag gekry oor jou sonde. En sonde het 'n effek. Die loon van die sonde is die dood. Maar Jesus sê, ek vat jou sonde, sodat jou sonde nie dood hoef te beteken nie. En hy oorwin die dood. Hoor, met jou sonde en my sonde. Hoekom? Sodat ek en jy kan vry wees. Sodat ek en jy vandag voor die Here kan staan. Skoon gewas. So kom ons neem die broodjie en ons Here, dankie vir die offer wat U gebring het. En die Bybel sê net so het Jesus die beker geneem. En gesê, hier is my bloed. As bewys dat die offer volmaak was, moes daar bloed wees. Bloed moes vloei.
Jy sien, as jy 'n offer bring, dan slag jy iets om dood te gaan. Jesus sê, voordat hy gekruisig is, hy sê, ek moet baie ly en deur mense doodgemaak word. Hoor, hy sê nie ek gaan doodgaan nie. Hy sê ek moet doodgemaak word. Ek moet geslag word. Sodat hierdie offer volkome kan wees vir jou. En hy sê, hier is my bloed vir jou as 'n bewys dat jy nou in oorwinning is en dat jy vry is en dat jou sondes van jou weggewas is en dat jy kan staan in 'n nuwe dag, 'n nuwe verbond. Die ou dinge is nou verby. Die effek van hierdie offer het nou in werking getree in jou lewe. Kom ons drink die sap saam. En Jesus sê, hierdie bloed van my, hierdie offer wat volmaak is, bring jou op 'n plek, sodat jy nou kan doen, en sodat jy nou kan wees, wie jy nog nooit was nie, hoor mooi, en sodat jy kan doen wat jy nou nog nooit gedoen het nie. Want nou het die duiwel geen aanklag op jou lewe meer nie. Hoor, hy het geen aanklag op jou lewe nie. Sonde het nie meer 'n krag op jou lewe nie. Sonde het nie meer 'n reg op jou lewe nie. En hy sê, ontvang dit. Hoe ontvang ek iets? Ek kan na Norman toe loop en ek kan vir hierdie gee. Okay. Hy het 'n keuse of hy sy hand wil uitsteek of nie. Hy kan sy hande toehou. En ek kan sê, ek wil dit vir jou gee. Maar as hy het nie wil vat nie, gaan hy dit nie ontvang nie. En weet jy wat sy hartseer? Na alles wat Jesus gedoen het, wil mense nie ontvang nie. Wil mense nie sê, ek neem dit op. Ek vat dit. Ek maak dit my eie. Wil mense sê, nie vir my nie, dankie. En weet jy hoe groot is God se liefde? Hy gaan nie volgende keer by jou verbygaan nie. En vir jou sê, onthou jy wou nie vat nie, nee. Hy gaan volgende week, volgende keer, miskien môre, kom hy weer. Hy sê, hierso. En jy kan kies. Ontvang jy dit of nie? Jy kies. Hoor mooi. Jy kies of jy die Heilige Gees ontvang of nie. Jy kies of jy vanmôre die woord ontvang of nie. Jy kies. So ek wil saam met jou bid vanmôre en dankie Gerrit vir die woord vanmôre. Ek wil saam met jou bid vanmôre. Want jy moet 'n keuse maak of jy ontvang en net jy weet wat jy moet ontvang vanmôre. Jy moet 'n keuse maak, ontvang ek vanmôre wat die Here voor my uithou. Of gaan ek my hand toe hou? Ontvang ons sy offer. Ontvang ons sy bloed. Hoor mooi. Ontvang ons die Heilige Gees. En dit wat saam met dit kom.
sy krag en bekragtiging en die gawes? Of hou ek my aan toe? So ek wil as ons bid vanmôre. Jy's reg, dis die afsluiting van die diens. Maar hier staan 'n groot kans om miskien te mis wat jy kan ontvang vanmôre. En ek wil jou nie bang maak nie. Ek wil nie jy met hierdie geleentheid mis nie. Ek het genoeg geloof dat ek hierdie gebed bid, nie om af te sluit nie, maar om te weet dat hierdie dalk die gebed is dat jou lewe kan verander op hierdie oomblik reg nou. Dat hy jou denkwyse kan verander op hierdie oomblik. Maar dit is nou vir jou om dit in besit te neem. En so kom ons Vader vanmôre. En ons elke ene staan voor U. En U sê vanmôre dat U is nie 'n aannemer van persoon nie. Gaan nie oor ons ouderdom nie. Dit gaan nie oor hoe ons lyk nie. Dit gaan nie oor waar ons vandaan kom nie. Ons is almal dieselfde vanmôre voor U. Maar net so, Here, is daar 'n uitnodiging van U af. En U gee U self vanmôre vir ons. U gee U woord vanmôre vir ons. U gee vanmôre vir ons insig. U gee vanmôre vir ons 'n openbaring. U wys vir ons iets wat ons nodig het. En U hou dit uit vir ons, Here. En soos wat ons elke ene vanmôre geleentheid het, Here, sien U almal se harte raak en die woord sê alles is openbloot voor U. U sien alles. U ken ons by ons naam, U het ons naam eintlik in die handpalms ingegraveer. Here, vanmôre wil ons ontvang wat U vir ons in store het. Vanmôre wil ons 'n besluit maak wat ons nog nooit gemaak. Here, vanmôre wil ons op 'n plek van geloof staan waar ons nog nooit gestaan het nie. Here, vanmôre wil ons U woord aanvat. En ons wil dit uitvat na buite hierdie kerkmure. Ons wil dit uitvat, Here, in hierdie gemeenskap. Ons wil dit uitvat in ons werksplek. Ons wil dit uitvat, Here, dat dit sal opeindig op die plek waar 'n verandering gemaak kan word, Here. Sodat ons dit kan sien. Waar dit ook al mag wees. Maar ons dank U, Here, dat U begin by ons, U begin by ons families, U begin by ons mense, U begin op die plek waar U ons geplaas het. Heilige Gees, ons verklaar vanmôre ons afhanklikheid van U leiding en U krag. Want ons is net mens. En ons het U nodig. Lei ons, wys ons wat ons moet doen. Vader, laat U naam geheilig word deur elke besluit wat geneem word, Here. Vader, laat daar 'n verandering kom, Here, in ons lewens soos nog nooit van tevore nie, Here. Mag ons doen wat ons nog nooit gedoen het nie. Mag ons dinge sê wat ons nog nooit gesê het nie, maar nog altyd gedink het. Mag ons, Here, inbeweeg in die allerheiligste wat nog altyd daar was om betree te word. Ons dank U vanmôre vir U liefde. U genade op ons lewens. Ons kies om 'n lewe te leef sonder verskonings.
En ons vat volle verantwoordelikheid, Here, oor die besluite wat ons neem. In Jesus naam. Amen en amen.